Goeiemôre almal. Kom ons sluit net eers die oë. Vader, baie dankie vir die lieflike dag wat U vir ons gee. Dankie dat ons kan herinner soveel dinge wat in die verlede gebeur het en dat U die God is wat altyd dieselfde is vir ons. Dat ons op U kan staatmaak vir elke ding in ons lewens. Dat U ons voorsien na liggaam, siel en gees. Ek vra Vader dat U ook hierdie dag vir ons altyd spesiaal sal hou in ons harte en dat dit sal gaan oor U. Dat al die eer na U naam sal kom. Amen. Gelofte dag. Toe ek nou hieroor dink, ek het laas jaar nou redelik baie gepraat oor baie van die geskiedenis. Ons gaan natuurlik weer na die geskiedenis kyk, maar toe het ek bietjie meer gesels ook oor hoe van die goed ontwikkel het deur die jare en waar dit amper verlore gegaan het en hoe sekere ouens gehelp het met die terugbring daarvan. Maar toe ek nou hierdie keer daaroor dink, toe het ek wel meer aan die volgende gedink wat ek wil oor praat. Daar is 'n aflosstokkie. Nou in enige aflosresies is die oorgee van die stokkie eintlik regtig belangrik. Ek bedoel iemand kan 'n ongelooflike atleet wees. Usain Bolt, ek gaan nie om wie nie. Maar as hy daai stokkie laat val, is niemand beïndruk met sy spoed nie. En ek het 'n bietjie daaroor gedink en besef en selfs in ons geestelike lewens, weet baie keer is daar iemand wat dis 'n man van God en hy's wonderlik en hy bid en alles. Maar die hartseer sal wees as hy nie daai oorgee aan sy kind of sy student of sy disipel of aan sy familie of aan iemand nie. So dan is niemand reg beïndruk met al daai ongelooflike potensiaal nie. So indien die persoon die ervaring en waardes nie oordra aan sy kinders of disipels of studente nie, dan is dit hartseer. Nou Abraham en Sara, hulle het die stokkie van die lewe stewig vasgehou en hulle het dit oorgegee aan hulle seun Isak. Ons lees dat God sê, want ek het hom verkies dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee dat hulle die weg van die Here moet hou om geregtigheid en reg te doen sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Hierdie vers het regtig nogal hierdie jaar tot my gespreek om in die sin van besef. Dis interessant hoekom God hom gekies het. Want hy het geweet Abraham sal dit oordra aan sy kinders. En nou is die vraag natuurlik aan ons, totdat Messias kom, wie sal die stokkie dra en oorgee aan die volgende geslag? En dis wat gelofte dag een van daai oomblikke maak wat ek besef, dis waar mense tot stilstand kom en besef, maar gaan daai ouetjies oor 10 jaar, as Messias nog nie gekom het nie, gaan hulle die stokkie verder mee hardloop. Hoe is ons oorgee aan hulle? Nou, een van die plekke waar mense dit baie mooi sien waar dit wel oorgegee word, is 'n paar dae voor die Israeliete se vrylating uit Egipte. Praat Moses met die Israeliete oor. Nou, mense nou dink as mense nou dink, okay, hulle gaan nou uit Egipte uit. Nou gaan Moses 'n bietjie vir hulle vertel van die woestyn waardeur hulle gaan en die beloofde land, melk en honing. Die doel, waar gaan ons heen? Maar is glad nie waaroor met hulle praat nie. Hy praat met hulle oor die verantwoordelikheid van ouers teenoor kinders. Dit het my regtig getref, toe ek dit nou rukkie terug weer gelees het. Hy gee hulle die opdrag om die storie te vertel. En hoe kry jy die storie vertel? Jy kry die kinders so ver om vrae te vra. En jy maak seker jy vertel die storie asof dit jou eie is. Nie iets wat met iemand anders daar ver deur in die verlede gebeur het nie, maar dit het met jou gebeur. Dit wil sê, dis nie 'n droë herhaling van die geskiedenis nie, want baie keer kan dit net 'n geskiedenisles word. En dan help dit nou nie eintlik regtig nie. So, die rede vir ons lewenstyl, vir die feeste, weet baie van julle hou die feeste, Shabbat, maak nie saak nie. Die rede is vir wat God vir my gedoen het. Dis wanneer die stokkie vasgevat word. As jy dit nie doen omdat wel iemand anders gesê het ek moet dit nou doen nie, maar jy doen dit want dit is wie jy is. Dis my storie. En wanneer ons nie by die punt kom waar dit my storie geword het nie, dan gaan jy dit met oortuiging uitleef nie. Daar's geen manier hoe jy iets met oortuiging uitleef as dit nie jou storie geword het nie. So wat maak jy? Jy maak dit aanskoulik, jy maak dit persoonlik en jy maak dit lewendig. Soos byvoorbeeld, jy kry almal om tou te trek.
bring 'n bietjie iets aan die ding. Of natuurlik kos is wonderlik. Weet Koeksisters melktert, dit maak dit lewendig en persoonlik en aanskoulik. So in daai opsig is elke vaste tyd, of dit nou Pessach of Geloftedag of Sabbat is, dan word dit 'n fees. En dan is daar 'n moontlikheid dat mense dit gaan oordra. Nou, die vraag is gevra in een van die kommentare wat ek gelees het, hoekom hierdie wat Moses nou hulle kry om dit oor te dra aan die volgende generasie? Hoekom was dit die belangrikste ding wat Moses kon doen in hierdie spanningsvolle oomblik? Want toe hy dit vir hulle gesê het, was dit nou op daai vooraand. Weet, al die eerstgeborenes van die Egiptenare gaan nou sterf. Hulle maak gereed om uit te trek en hier sê hy vir hulle, as jou kind jou eendag sal vra. Hy het vrede met die land, met die woestyn, met Egipte. Dit gaan oor die kinders. Hoekom was dit die belangrikste ding? En die rede is, want vryheid is die taak van 'n nasie. Dis nie iets wat jy op jou eie net kan doen nie. Maar nasies benodig identiteit en identiteit benodig herinnering. En herinnering is opgesteken in die stories wat ons vertel. Ons is die stories wat ons oor onsself vertel. En identiteit begin in die storie wat ouers vir hulle kinders vertel. Ek het die afgelope paar dae het ek nogal geluister na 'n professor wat nou gepraat oor trauma in die verlede en al die goedetjies daar rondom. En terwyl ek nog geluister het, het ek nou gedink aan wat ek wil sê vandag hierso. En toe besef ek, baie keer luister mense na mense en dan vertel hulle weet hoe swaar dit in hulle lewe is. En alles, weet die onregverdigheid van elke ding in hierdie lewe. En alles is net donker. En dan dink ek myself, maar dis die storie wat hulle oor hulself vertel en hulle word daai storie. Dis net depressie. En dis hartseer. So, en ek besef, in ons land is dit so maklik om soms te kla, maar wanneer ons begin praat en ons begin 'n storie oor onsself te vertel, ons vertel wat met ons gebeur het, is daar verskil, want jy kom weer by ander mense, man as jy instap, dan sê hulle, die Here is so goed vir my, laat ek jou net gou vertel. En dan is alles sommer net beter. So die storie wat ons oor onsself vertel, definieer ons. So wanneer jy kinders ontneem, hierdie is Alistair McIntyre wat hierdie gesê het, dit het my getref. Wanneer jy kinders ontneem van stories, maak jy hulle benoude hakkelaars in hulle woorde en dade. En ek is onderwyser, so ek sien dit nogal in die skool soms. Kinders wat in onsekerheid leef, wat nie goeie verhoudings het, veral by seuns is hulle baie keer nie 'n goeie verhouding met hulle pa nie. Hulle het nie vrymoedigheid om goeders te doen nie, hulle is hakkelaars in hulle woorde en dade. En dit is so belangrik om daai identiteit oor te dra, om vir hulle 'n storie te gee wat hulle in veilig voel. So, daar's nou iemand wat 'n slaai eet. Nou ek weet, sommige mense sal nie baie gaande wees oor hierdie prentjie nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie daarna. 3 mense sit in 'n restaurant en hulle eet 'n slaai. Van buite lyk dit presies dieselfde. Al 3 het dieselfde bakkie slaai voor hulle, maar die storie agter daai prentjie kan baie verskil. Die eerste persoon se rede is ek moet gewig verloor. Die tweede is ek is 'n vegetariër. En die derde een sê ek eet dit want dit is kosher volgens my geloof. Dis dalk al iets wat die persoon kan eet op by die hele spyskaart, want die res is net nie goed wat hy kan eet nie. Daai redes is heeltemal verskillend. En een van die vrae wat ons vandag vir mekaar ook moet vra tot 'n mate is, hoekom vier ons geloftedag? Wat is die storie? Van buitekant af as iemand daar instap en sê hulle, al hierdie mense vier nou geloftedag. Maar wat is die rede hoekom jy is? Weer kan wees dat jou maat het gesê jy kom, jy het nie 'n keuse nie. En vir ander mense is van ek moet dit doen want anders gaan ek skuldig voel as my ouma vir my vra, was jy by geloftedag? So ek kom nou maar. Of dit kan wees dat dit reg vir jou hartsaak is. Maar wat is die rede? Hoekom is mense hier? Die stories tussen generasies verskaf die antwoord op 3 belangrike vrae. Fundamenteel. Wie is ek? Hoekom is ek hier? En hoe sal ek dus lewe? Nou dit is groot vrae wat ek wil sê mega vrae is in jou lewe. Maar kom ons maak dit van toepassing net vandag op geloftedag. Wie is jy as jy geloftedag vier? Wat maak dit van jou? Maak dit van jou Afrikaner? Maak dit van jou boer? Maak dit van jou iemand wat net baie godsdienstig is? Hoekom? Wie is jy dat jy dit vandag vier? Hoekom is jy hier? Hoekom is jy vandag hier in hierdie lokaal? Hoekom het die Vader
so bewerkstellig dat jy vandag hier is, dat ek hier is, dat ons saam hier is, dat ons saam hierdie gedag moet vier. En dan as ons nou vandag hier wegry, hoe sal ek lewe? Gaan hierdie 'n verskil maak? Gaan ek moet heroorweeg seker goeders in my lewe en dalk nou hierdie jaar anders te leef omdat ek vandag geloftedag gevier het, omdat ek herinner is aan sekere goeders. Drie keer in Exodus, daar aan die begin, Exodus 12, 13 is daar 2 plekke, maak Moses seker dat die storie vir die nageslag bewaar word. Al 3 kere min of meer sê hy die volgende: en jy moet jou seun op die dag vertel en sê, dit geskied ter wille van wat die Here aan my gedoen het, toe ek uit Egipte uitgetrek het. Nou 2000 jaar later, elke Pesach, dan lees ons hierdie, dan sê almal dit, elke Paasfees. Die storie word vertel, en word vertel asof jy daar was. So ouerskap werk wanneer jou kinders sien dat jy lief is vir dit wat jy hulle leer. Dan kry kinders die geleentheid om hulle eie hoofstuk te skryf in hierdie boek van die familie. Ek is die afgelope 2 jaar nou besig om bietjie my geslagsregistergoeders na te vors. En dit is nou fascinerend. Dit is soos 'n legkaart. Ek hou van legkaartbou. Maar hier is soos 'n legkaart, want jy leer hierdie nuwe mense ken. Ek het gister iemand ontmoet wat ver langs terug is in my verlede. En jy begin besef, maar jy's deel van 'n groter prentjie. Nou dis net fisies, bloedlyne. Maar dan is daar die ander geslagsregister waarvan ons ook deel is, die geestelike ene. En ek dink ons dink altyd heeltemal daaraan nie, maar dis 'n groot familie. En dis 'n geestelike geslagsregister wat belangrik is. Maar as jy begin om self te skryf in hierdie boek van die familie, dis wanneer dit lekker raak. So 'n storie oor geslagte heen is die geskenk van identiteit. Sommige daai prentjie daar gesit het met 'n identiteit strukkie daarop. Dis die geskenk wat ouers vir hulle kinders kan gee. Wanneer jy weet wie jy is en hoekom jy is wie jy is, dan kan jy die storms van die lewe met moed en sekerheid aandurf. Ek dink dis regtig belangrik om dit te besef, is dat as iemand nie weet wie hy is nie, dan hoe hanteer jy goeders in die lewe? Want dis mos dis soos 'n basis. Ek onthou die eerste keer toe ek nou Shabbat ontdek het alles, so ek het ook my geskiedenis so 300-400 jaar, weet, dis my basis met Jan van Riebeeck, want eerste ouetjie het hy gelaan, fantasties. En toe ek uiteindelik nou Shabbat goed ontdek, toe, wag. Daai 300 jaar prentjie het skielik verdiep na so 2000-3000 jaar oud skielik. Dit het skielik baie breër geword, daai basis. En dis ongelooflik, want skielik besef jy, maar ek is deel van 'n baie groter prentjie as net my klein wêreldjie waarin ek beweeg. Ek nou hierso 'n paar statistieke wat ek vir julle wil wys. En die eerste ding wat vir my hartseer is dat mense spandeer minder en minder tyd saam met familie. So, hierdie is nou wel bietjie klein, maar dit is nie 'n regtig krisis. Ek sal vir julle sê waarna jy moet kyk. Dit was in 1930 gewees, so dit is statistiek. Ek het dit laas jaar gekry, dit is laas jaar gedoen 2024. Het hierdie video greep die ronde gedoen. Nou of die waarde nou presies akkuraat is, dis eintlik meer die patroon wat mens moet sien. So in 1930 het familie so 23% van iemand se tyd beslaan. Dit wil sê as jy met familie tyd spandeer. En dit was nou nie op 'n selfoon natuurlik nie. Dit was jy het 'n persoon oog tot oog gekyk. Ja, daar was nog geen aanlyn nie. Die goeie ou dae soos ons vanoggend gepraat het. Agwel. Dit was in 1980. Dis 50 jaar later. 50 jaar later het familie afskuif na die tweede plek toe, so 15%. En vriende was dan omtrent so 27%. Dit was in 1980, aanlyn nog steeds nie. In 2000, dis 20 jaar later, het familie afgeskuif na die vierde posisie, 11%. En vriende het 27.5% uitgemaak, min of meer van mense se tyd. Aanlyn het toe al bietjie begin, so 5%. Wat vir my skokkend was 24 jaar later. Aanlyn 61% van mense se tyd. Vriende 14%, familie is in die 5de plek 4,5%. Dit was nou 'n jaar gelede wat hulle hierdie statistiek gehad het, dis ook heel moontlik erger. En is ook nie eintlik noodwendig, hoef dit ook nie noodwendig presies akkuraat te wees nie. Wat my getref het was,
hoe daai bande verslap het tot 'n internetkonneksie. Dis regtig hartseer. En nou het ek 'n bietjie ingedruk. En die probleem is, die stories wat ons vertel vir mekaar, is die skakel wat generasies verbind aan mekaar. En jy kan nie lekker 'n storie vertel oor 'n WhatsApp nie. Hoe sien jy in die ander persoon die trane as ouma vertel van ouma wat vir haar vertel het van die konsentrasiekamp? Hoe beleef jy die vreugde as iemand vertel toe Tannie Sannie nou uiteindelik vir oom Jannie ontmoet het en hulle het, ek weet nie wat gebeur het op 'n troon, maar dit was 'n groot prettige aksiekie en alles. Wat ook al, hoe draai dit reg oor as jy nie saam sit nie? En as oupa nou al vir die 20ste keer vir sy kleinkinders dieselfde storie vertel, want hy het vergeet van die ander 19 keer, en ouma sê, jy het al vertel, hy sê, ja, maar ek vertel net gou weer. En daai stories begin vas lê. En eendag gaan kleinkind dit vir sy kleinkind vertel, want hy die storie soveel keer gehoor, hy kan dit nou oorvertel. Dis daai wat ons verloor as internet, die hoofbron in ons lewens word. Nou, ek wil vir julle my storie vertel. Ons storie. Nou, oom Piet Retief, hy wil vir ons 'n stukkie grond gekoop het in Natal, by die Zulu koning, Dingaan. Nou op 3 Februarie 1838 doen Piet en sy manne Dingaan besoek en hulle het ooreengekom op 'n klein stukkie grond tussen die Tugela en die Umzimvubu. Op 6 Februarie het hulle die ooreenkoms onderteken en Piet Retief, oom Piet was gereed, hulle gaan nou teruggaan na die ander trekkers toe om vir hulle te sê, yes, ons het 'n stukkie grond gekry. Maar toe roep Dingaan hulle terug om te sê, nee, kom drink gou 'n bietjie bier. Sien, dis die probleem, mens moenie as daai ou vir jou in die kroeg sê, ag, kom drink gou 'n biertjie, moenie gaan nie. En toe wat gebeur is, die Zulus voer toe 'n oorlogsdans uit, Dingaan skree Bulalani Abatagati, en dit beteken maak dood die towenaars en almal word vermoor. Maar dit was nie die ergste nie. Die Zulus val toe 10 dae later die waans langs die Tugela rivier aan en vermoor almal. Aan die Bloukrans en die Boesmans rivier is 40 mans, 56 vroue, 185 kinders en meer as 200 geklede bediendes om die lewe gebring. En dit is terloops hoe die dorpie Wenen sy naam gekry het, van al die geween wat daar was as gevolg van hierdie moorde. So 2 maande later het die kommando onder Potgieter en Uys teen die Zulus uitgetrek om nou weer wraak te neem. Maar hulle is sleg verslaan in die slag van Etaleni en hulle moes vlug. So dit is baie hartseer. Dit was een van die hartseerste tye in ons familiegeskiedenis. Nee, dis van die prentjie om net te wys waar Bloedrivier hardloop en dan dis daar in daai kommetjie daar. Dis waar die slag was, jy kan sien daar. Jy kan mooi sien die kraanse of die lekker donga, die diep afgrond. So dit was 'n fantastiese posisie gewees om die waans te trek. Maar in elk geval, dis nou Bloukrans, Etaleni, nie gelyk gewerk nie. Eers 7 maande later het oom Andries Pretorius vanaf Graafrenet gekom om ons te help. En hy het toe saam met 'n klomp dapper manne van ons en sy dapper manne het hulle toe nou getrek aan die einde van November 1838 met so oor die 50 waans van die Klein Tugela af deur die binneland na Dingaan se stad by Mngongololo om daar bietjie vir hom te gaan wys wie's baas. Nou eers was hulle genoem die strafkommando want hulle wil ons nou vir Dingaan gaan straf het, maar nou later die goeie nuus is toe is hulle die wenkommando. Dis belangrik. So op 8 Desember het hulle toe nou die Wasbankrivier bereik. Ons het die Wasbankrivier bereik. Dis ons storie. Ons het alreeds besluit om 'n gelofte af te lê en dit is die eerste keer afgelê op Sondag 9 Desember. Nou oom Sarel, elkeen is 'n prentjie van oom Sarel en hier is nou na die tyd hy het 'n wond in sy hand gekry. En daar kan julle mooi sien op die ossewaans die hekke wat hulle vasgesit het, weet dat ouens nie sommer net kon vinnig inglip nie. Maar in elk geval, oom Sarel sê hy was 'n man van God gewees. Hy het vir ons gelees uit Rigter 6-7, die storie van Gideon. So ons kon so vereenstaalwig met Gideon sy 300 manne, want ons het daar gesit en gedink, ons is ook nou so 'n klein groepie hier by mekaar, en eintlik moet ons maar net die Vader vertrou, en hier kom duisende Zulus aan. En ons besef,
ons kan dit nie in trots doen nie, want dit gaan nie in ons eie krag wees nie. Maar met ootmoed en die besef van ons eie menslikheid het ons soos een man Psalm 38 gesing. O Here, straf my nie in die toorn nie, en kastei my nie in die grimmigheid nie, want op U, Here, wag ek. Ja, my ongeregtigheid bely ek. Ek is bekommerd oor my sonde. Maak tog gou om my te help, Here, my verlossing. En is so 'n ongelooflike Psalm, en hulle het dit regtig daai oggend van 9 Desember, het hulle gesê, want hulle het begin besef, maar hoekom het die Here toegelaat, dat die ouens by Wannes weet daar vermoor is, en hoekom is Pieter vermoor, en hoekom het al die goed gebeur? Is daar dalk sonde in ons eie lewens? Want met Gideon en sy manne, Gideon moes ook 'n paar goeders eers besef het, voor hy by hierdie punt gekom het. En hulle het toe elke aand die gelofte herhaal, vanaf die 9de Desember, elke aand, tot natuurlik met Bloedrivierdag. So daar is vandag op die Bloedrivier gronde. Nou op Saterdag 15 Desember, het ons oor die Buffelsrivier gegaan en gehoor dat die Zulus net 1 uur te perd weg was. So om anders te besluit, nee, ons moet oorkant die Nekome, aan die weste kant laer te trek. Dis nou daai prentjie wat nou daar was, waar as 'n diep seekoei gat, en 'n donga met daai hoë lekker walle. So ons het die waans so 'n lekker groot boog daar getrek op die rand van daai dongas, en daai veghekke, weet net daar was, so vasgemaak rondom, dat as dan nou Zulus te naby kom, dat hulle sommer net kan kruip onder die waans nie. Nou ons was omtrent so 470 blanke, 60 swart krygsmanne wat saam geveg het, en nog so klompie swartes en bruin mense, kleerlinge, wat touleiers, waaddrywers en beeswagters was. So, want hulle moes die beeste, die osse, daar in die middel mooi by mekaar hou. Nou wat ek ook, en julle bedink net bietjie, fantasties. So dis jou storie. Jou storie. Dankie. En een ding wat mense nie eintlik regtig van lees nie, maar ek het daaroor gedink toe ek nou besig was hierdie ding. Dis eintlik ongelooflik. Daai klomp osse, as jy nou begin, hierdie ouens skiet laat die bissies bewe en hier kom pile aangevlieg en alles. Osse staan mos mooi doodstil en kyk vir dit. Ja, dis pragtig. Julle, dis ongelooflik dat hulle nie daar besluit nee, ons met hierdie, ons kom hier uit. Dit is eintlik 'n indirekte wonderwerk wat mense eintlik aan dink nie, maar dit is eintlik ongelooflik. So, Sarel het toe nou weer, of gaan ek dit sê, so spoedig, want dit was nou namiddag laat geweest, en spoedig toe die duisternis nou natuurlik begin kom, en dit was 'n maanlose nag. So as jy wil presies weet hoe maanloos dit was, oor 2 dae van nou af, dan is dit die 5de dag van Chanukka daai jaar, en dit was so, dit was amper nuwe maan, 2 aande voor nuwe maan, want hierdie Shabbat het kom is nuwe maan. So het was raar donker geweest. En toe die Zulu impies natuurlik nader kom. Nou, hulle was 'n bietjie bang om onverhoeds ontvang te word. So wat ons gedoen het is, ons het toe nou handlanterns gevat en aan sweepstokke vasgemaak, so 50 meter van of 50 tree van die laar af. En daar so 'n paar gesit dat ons nou kan sien as hulle in hierdie mis nader kom, dat mens dan nou gereed is vir die aksie. Nou, nog eenmaal het Sarel vir ons gelei in die gelofte, en ons het saam gesê, en God gevra om ons te help, saam gesing, en toe die nag stil verloop, ja, was hierdie mis om die laar gewees. So die volgende oggend, voor dagbreek, was daar regtig 'n digte mis om die laar, en niemand, hulle kon nie nader kom nie. Nou, dit laat ding wees nogal aan toe hulle uit Egipte is, en hulle by die see kom, en daai wolkkolom tussen hulle en die Egiptenare gaan staan, en die Egiptenare kon nie nader kom nie. En tot 'n sekere mate was dit ook so. Daai Zulus kon aan daai staan nie nader kom, want hulle kon ook nie sien nie. Maar toe die son deurbreek deur daai mis, toe die geveg begin, en toe kom daai meer as 10,000 Zulus oor daai velde aan, toe lyk dit soos 'n vloed wat aankom. Maar ons het dapper teruggeveg natuurlik, weet gelaai, daai voorlaaietjies het nie te warm geword nie, wat wonderlik is, en die geveg het die hele dag geduur. Maar uiteindelik het die Zulus begin terugval. En tot laat in die agtermiddag het ons die Zulus agterna gejaag en hulle goed ver weggejaag. Toe almal in die laar terug was, het dit gebleik niemand het gesneuwel nie, nie een sterfte nie, met al daai pile wat gevlieg het, nie een nie. Daar's net 3 ouens gewond, en een van hulle was, soos julle gesien het, Sarel, hy het 'n wond in sy hand gehad, waar 'n spies hom getref het, en dis dit.
Dit is 'n groot wonderwerk. Maar meer as 3000 Zulus is daai dag dood. Nou net interessant, dit was die grootste militêre oorwinning in die geskiedenis van hierdie land tot vandag toe. Maar, hier is die ding, ons het nie alleen geveg nie. Daar is onsigbare vegters van God aan ons kant. Van die Zulus het later vertel, hulle was bang, want hulle het gesien hierdie groot, wit, blink manne met swaarde, wat om die laar gestaan het. So Sara het daardie aand in die diens, wat gehou is natuurlik, God uit sy hart bedank. Dat hy ons van ons vyande gered het. Dit was nie ons krag nie, dit was hy. So, as ons nou terugdink daaroor, ons het vir 7 aande die gelofte gesê, en op die 8ste dag, die 16de, het die oorwinning gekom. Nou wat ons op daai stadium besef het nie, is dat op daai stadium het hulle nie geweet nie, maar ons besef nou in terugblik, dit het op 'n baie spesiale dag gebeur. Daai 16 Desember 1838. Want dit was die 5de dag van Chanukka. Wat 'n 8 dae lange fees is, wat herdenk hoe 'n klein groepie Makkabeërs 'n oormag wat les op sê het. Hulle uitgejaag het uit die tempel uit, en dis die hele hertoewyding en al die goed wat rondom Chanukka gaan. En dit is my so ongelooflik, want Chanukka is hierdie klein groepie wat teen 'n oormag. Gideon was 'n klein groepie teen 'n oormag. En die boere op daai stadium in daai laar was 'n klein groepie teen 'n oormag. Want God het vir hulle beklei. Maar hulle het op hom gesteun. Ek dink dis die groot ding, want ek bedoel, ander ouens het ook al in veldsla, maar dan het hulle lekker afgechop, want hulle het noodwendig op die Vader vertrou nie. En net soos God Gideon en die Makkabeërs gehelp het, het hy ons ook gehelp. En dis wat so spesiaal is van die 5de dag van Chanukka. Want met Chanukka, daar is nou vir die 5de aand, so jy begin ons nou hier van regs af, die kersie aan, steek elke aand, nog 'n kersie, nog 'n kersie, nog 'n kersie. En wat spesiaal is van die 5de aand, is dan, wel, kom ons kies net eers aand 4, want in die middel is nou die diensknegt kers waarmee die ander aansteek, maar kom ons sê ons is op aand 4. So vanaf aand 1 tot aand 4 begin die lig nou meer word, maar op aand 4 is daar nou net soveel lig as wat daar duisternis is. Maar op aand 5, dan is die lig meer as die duisternis. Dan begin die lig die duisternis oorwin. En dit is hoekom die rabbi sê, die 5de aand van Chanukka is die mees geestelike aand van Chanukka. Want dan begin die lig die duisternis oorwin. En is dit nie spesiaal dat geloftedag gebeur het op die 5de dag van Chanukka, toe die lig die duisternis oorwin het. En dan gaan dit nie oor blank oor swart nie, dis glad nie waarna ek verwys. Ek wil net seker maak mense besef dit. Dit gaan oor dat die ouens wat op God vertrou het, hulle is gehelp in die proses. So, net soos ons Paasfees, Pesach vier, kan ons ook, en ons vereenselwig ons daar met die Jode, want ek het nie fisies rarig uit Egipte getrek nie, maar elke jaar as ek daai goedjies sien, sê ek uit Egipte, want ek het ook 'n geestelike Egipte gehad waar ek moes trek. Maar ek vereenselwig my met die Israeliete wat uit Egipte bevry is. Nie soseer met hulle nie, maar met die God van Israel, want hy is my verlosser ook. En ek het my verbind aan hom, en daarom vier ek van hierdie goeders. En net so kan enigiemand anders ook eintlik geloftedag vier saam met ons. Dis nie 'n fees net vir sê net maar Afrikaners wat boere is wat Afrikaans praat nie. Nee, dis 'n geleentheid waar God 'n klein groepie mense gehelp het. Want ons vier nie boere of Afrikaners se mag oor ander nie, maar God se getrouheid. En ek weet daar's baie plekke waar daar vandag heel moontlik 'n lekker politieke toespraak gelewer word. En dit is irrelevant, want as God se hand nie oor jou is nie, dan maak dit saak oor al jou wonderlike gawes en dinge nie. Hy is die een wat bepaal wie oorwin of nie. Maar dit gaan oor God se getrouheid wat 'n klein groepie gelowiges gehelp het in 'n donker tyd, want hulle het uitgeroep na hom. So ons hou geloftedag en ons sal dit hou solank ons lewe. Ons sal dit aan ons kinders en hulle kinders oordra, sodat die eer en die roem aan die ewige God gegee kan word. Dis hoekom ons dit hou. So daar is die geloftekerk wat gebou is, ruk daarna. En ek hou baie van Psalm 50. Dit sê:
Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Geseënd is die Here ons God, koning van die heelal, wat wonderwerke vir ons voorvaders verrig het in daardie dae in hierdie tyd. En geseënd is die Here ons God, koning van die heelal, wat ons die lewe skenk, bewaar en ons gebring het tot by hierdie seisoen. Dat ons weer vandag hier kan wees om hierdie gelofte saam af te lê. So, ek wil julle vra dat julle saam met my staan, dat ons hierdie gelofte kan saam sê. Julle kan maar net saam met my hart op dit sê. My broeders en medelandgenote, hier staan ons voor die heilige God van hemel en van aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en eer van die oorwinning aan hom te gee. Kom ons sê dankie en dan daarna gaan ons die lied sing ook, maar ons gaan eers gou net dankie sê. Abba, baie dankie vir u voorsiening vir ons voorvaders. Dankie ook dat ons kan weet in hierdie laaste dae miskien, in hierdie tyd wat daar soveel goeders is in ons land, in die wêreld wat absoluut de mekaar is, waar mense so sukkel met identiteit. Dankie Vader dat ons weet dat u ons Vader is en ons het identiteit omdat ons die kinders is, dat ons in Yeshua ingeënt is op uw lyfboom, dat u vir ons net bewaar en beskerm elke dag. Ek prys u daarvoor. Dankie vir hierdie dag van gelofte, wat ons kan herinner wat gesê is soveel jare terug, en dat nog steeds vir ons belangrik kan wees. Ek wil vra, Vader, dat u vir ons sal help, dat ons hierdie sal kan oordra aan ons kinders, ons nageslag, ons studente, ons disippels, die mense wat in ons lewens inkom, dat dit lewendig in ons hart sal wees. Ek vra dat, Vader, in die naam van Yeshua, ons Messias. Amen.